Goeiedag. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek is so opgewonde om hierdie volgende video met julle te deel en ek is eintlik half op my senuwees want dit is 'n baie belangrike onderwerp en hoe die Here dit ook bewerkstellig het, is dat ek hierdie boodskap nou sal bring oor die Heilige Gees terwyl ons in Pinkster ingaan. En dit is altyd net vir my so wonderlik om te kan sien hoe die Here altyd alles perfek laat uitwerk, sonder dat 'n mens eintlik bewus is daarvan. Nou goed, ons het nou al gesels in die vorige video's oor die olie van die lamp en dat die olie die Heilige Gees is wat in 'n mens moet wees sodat jou lamp duideliker kan skyn. Maar nou gaan ons 'n bietjie dieper kyk na die Heilige Gees self en wat sê die woord oor die Heilige Gees. Ons is wel besig met woord. So kom ons kyk wat die woord gaan sê. En wat ek daarmee wil mee begin is ek dink nie dat ons as kinders van die Here besef werklik waar wie die Heilige Gees is nie. En dat ons nie regtig besef die belangrikheid van die Heilige Gees nie. En kom ons kyk gou-gou na 'n paar teksgedeeltes om net te kan sien wat sê die woord, wat sê God homself in sy woord oor die Heilige Gees. As ons gaan kyk na Matteus 12 vers 31, dan sê dit: Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie. Mense, hier kan ons 'n baie ernstige versie sien en dan kan sien dat alle sondes sal vergewe word. Maar as jy gelaster het teen die Heilige Gees, dan sal dit jou nie vergewe word nie. Hier kan ons sien hoe ernstig God en die Vader en die Seun is oor die Heilige Gees. Dat Jesus hierso self sê, jou sonde, as jy gelaster het teen die Heilige Gees, gaan dit jou nie vergewe. Nie eers sy bloed kan jou vergewe nie. So dit is 'n baie ernstige ding. Dan gaan ons na Jesaja 63 vers 10. En daarso kan ons lees, maar hulle was wederstrewig en het sy Heilige Gees bedroef. Daarom het hy vir hulle 'n vyand verander. Hy self het teen hulle gestry. Hier kan 'n mens sien in selfs in die Ou Testament dat daar gesê word dat as jy die Heilige Gees bedroef, dan verduidelik dit hierso dat God word amper dan half 'n vyand teenoor 'n mens as jy die Heilige Gees skade aandoen. So hy het dan toe self teen hulle gestry. En hulle praat hier van God die Vader wat sê duidelik dat as jy teen die Heilige Gees wederstrewig is en hom bedroef, daarom het hy vir hulle in 'n vyand verander. Hy self het teen hulle gestry. En dan gaan ons na Efesiërs 4 vers 30. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Daar sien ons weer 'n gedeelte wat sê dat ons die Heilige Gees nie bedroef nie. En dan 1 Tessalonisense 5 vers 19 sê, blus die Gees nie uit nie. So daar is 'n moontlikheid dat jy wel die Heilige Gees kan uitblus. En dat ons dit moet besef as kinders van die Here. En hoe ek dit verstaan is as jy die Heilige Gees kom na jou toe en hy oortuig jou, soos ons later sal sien in die skrifte, van sonde. So en as jy nie na hom gaan luister nie, jy is wederstrewig, dan bedroef jy die Heilige Gees. En as jy dit genoeg gaan doen, gaan jy die Gees uitblus in jou eie lewe. En dit is
so belangrik om die Heilige Gees te hê. Ons gaan nou deur nog 'n klomp gedeeltes gaan en sien. Daarom kan 'n mens hierso sien, die Heilige Gees is verskriklik belangrik vir God, dat ons hom nie moet bedroef nie, ons moet hom nie uitblus nie, en dat ons moenie laster teen hom nie. Dit is uiters belangrik dat ons daardie konsep net sal besef. Dan gaan ons na Handelinge 5 vers 32. En op hierdie gedeelte wil ek net voordat ons dit lees net sê dat ek glo nie dat God die Heilige Gees net sommer vir enige iemand gee nie. Ons moet dit ook besef dat dit is nie enige iemand wat die Heilige Gees kan kry nie. En goed. Alhoewel hy daar is, nie almal gaan hom net kan kry nie. En hoekom ek so sê, kom ons lees Handelinge 5 vers 32. En ons is sy getuies van hierdie dinge en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. So 'n voorwaarde wat die Here daarop geplaas het om sy Gees te kan ontvang, jy moet gehoorsaam wees aan hom. So jy moet gehoorsaam wees aan God, en dit beteken God se woord, sy gebooie en alles wat die Here vir ons in sy woord leer, moet ons gehoorsaam aan wees. Dan gaan ons 'n bietjie kyk na wie die Heilige Gees werklik waar is. En ons gaan 'n hele paar teksgedeeltes lees. Ek gaan vinnig deur hulle hardloop en dan gaan ons 'n opsomming maak van alles wat ons gelees het. So as ons gaan kyk na Johannes 14 vers 16 en 17 wat sê, en ek sal die Vader bid, dis Jesus wat hier praat, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Dan gaan kyk ons gou na Johannes 14 vers 26, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Johannes 16 vers 7 en 8, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dan kyk ons gou-gou na Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. 1 Johannes 2 vers 27. En die salwing wat julle van hom ontvang het, dis nou die Heilige Gees, bly in julle en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie. Maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Ekskuus tog. Romeine 8 vers 26 en 27. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek,
weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En dan Johannes 15 vers 26. Maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Hy sal van Jesus getuig. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Handelinge 4 vers 31. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. En dan die laaste enetjie, 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Nou, ons het nou hierdie versies nou baie vinnig deurgehardloop. Maar as ons hierdie gedeeltes almal moet opsom, wie is die Heilige Gees werklik waar? En wat doen die Heilige Gees? Eerstens kan ons sien hy is die Trooster. Die tweede een is hy is die Gees van waarheid. Nou as jy in die boek van Johannes gaan lees, sal jy sien dat Jesus word ook gesê dat hy is die waarheid. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. So hy is die Gees van die waarheid. So hy sal spreek van Jesus. Hy sal getuig van Jesus soos ons nou net gelees het. Nommer 3. Hy sal ons alles leer. Dit wat jy nodig het om te leer. Die Heilige Gees is daar vir ons om ons te leer in alles. Hy sal ons help met ons swakhede. Hy sal vir ons in gebed, wanneer ons nie lekker weet wat om te bid nie, en ons begin, as jy alreeds so gevul is met die Heilige Gees, dat jy in tale kan spreek, dat jy jou tale ontvang het, dan sal jy met onuitspreeklike sigtinge in gebed praat, en dit is die Heilige Gees wat dan vir jou intree. Nou goed. En hy sal by ons bly tot in ewigheid. Dis nommer 6. Nommer 7 sal van die Vader uitgaan. Hy kom direk van die God die Vader af. Hy kom van die Seun ook. Hy sal ons herinner van alles wat Jesus gesê het, want hy is die Gees van die waarheid. Nommer 9 sal ons in die hele waarheid lei. Nie 'n gedeelte van die waarheid nie, die hele waarheid sal hy ons inlei. Nommer 10, hy sal spreek wat hy hoor. Hy sal spreek van wat van God en van die Seun afkom. Okay. Nommer 11, hy sal aan ons toekomstige dinge verkondig. Soos wat hy aan Johannes op die eiland van Patmos die boek Openbaring gegee het. Hy het vir ons die toekomstige dinge gewys. Nommer 12, sal ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die Heilige Gees kom en hy sal ons oortuig. En dan ons sal krag ontvang as die Heilige Gees oor ons kom. Nou goed. So dit is 'n opsomming. En dan gaan ons kyk na 'n paar eienskappe van 'n persoon wat gevul is met die Heilige Gees.
as ons kan kyk na die eienskappe, dan sal ons sien, eerstens, hy sal 'n getuie wees. Dit is een van die belangrikste dinge wat ons as kinders van die Here moet besef. Ons sal 'n getuie wees. As jy Handelinge 1 vers 8 reg lees, ons sal 'n getuie wees tot die uiterstes van die aarde. So ons moet disippels wees. Soos my vorige video's wat ek verduidelik het, is dat godsdienstig te wees is passief, né? En om 'n disipel te wees is aktief. Jy moet uitgaan en jy moet 'n getuie wees. En die Heilige Gees sal jou daarmee help. Die Heilige Gees sal jou dryf. Die Heilige Gees sal vir jou werklik waar die vrymoedigheid gee om die woord van God te spreek. Okay? Nommer 2, sal God gehoorsaam wees. 'n Kind van die Here sal die woord van God gehoorsaam wees, sal aan God se gebooie ag gee. Goed. Nommer 3, spreek met vrymoedigheid die woord van God, wat ons in Handelinge 4 vers 31 gesien het, dat jy kan die mees ingetrokke introvert persoon wees. Die Heilige Gees gaan vir jou die vrymoedigheid gee om te spreek. As jy net moet dink aan wat gebeur het met Jesus se kruisiging, en ons kyk na die disipel Petrus. Petrus was so lief vir die Here, en hier kom die Here en hy sê vir hom, Petrus, jy gaan my 3 keer verloon. En toe daai haan gekraai het, en na die 3de keer wat hy hom verloon het, toe moes Petrus teen die grond neergeslaan gewees het. Regtig, as ek my net self moet indink hoe hy moes gevoel het, dat hy moes gevoel het soos 'n teleurstelling en alles. En kyk wat gebeur in Handelinge 2. Nadat die Heilige Gees oor hom gekom het hy vrymoedigheid gehad om op te staan en vir daai mense te kan preek en vir hulle die boodskap te kan gee van Jesus Christus wat ons verlosser en saligmaker is. Nommer 4 van die eienskappe as 'n persoon gevul is met die Heilige Gees is hy sal lief wees vir gebed. Die Heilige Gees sal jou dryf om te kan bid. Jy sal 'n behoefte hê om in gebed te wees. Nommer 5, jy sal lief wees vir die woord van God, die Bybel. Ek hou nie baie van die woord Bybel nie, ek hou van die woord van God, want dit is wel deur mense geskryf, maar dit is geïnspireer deur God homself. Daar's geen ander mens wat my anders te gaan oortuig nie. Dit is, as jy, hoe dieper jy in die woord gaan indelf, gaan jy net sien, dit is die mees wonderlikste boek wat jy ooit in jou lewe sal kan lees. En dit is werklik waar jy moeite werd om dit te bestudeer en te kan sien. Goed. Nommer 6, sal heiligmaking beoefen elke dag. Goed. Want jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Ek weet nie van julle nie, maar ek wil graag in 'n skoon huis bly. Ek verwag dat as ek in 'n huis ingaan waar ek gaan oornag, moet dit skoon wees. As jy byvoorbeeld nou 'n bed and breakfast bestel en jy's nou op pad ergens heen en jy gaan nou oornag ergens en jy stap in en die plek is vuil en de mekaar. Wat gaan jy doen? Jy gaan omdraai en wegstap. Nou ons, soos jy in 1 Korintiërs kan sien, ons is 'n tempel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees moet in ons kom woon. En hoe moet hy in ons kom inwoon as ons nie bereid is om skoon te maak nie? Hy gaan vir ons uitwys wat is verkeerd binne in ons en dat ons moet skoon maak. Nou goed. Daarom is dit so belangrik dat ons moet besef dat ons moet heiligmaking beoefen elke dag. Elke dag moet ons probeer beter wees as die vorige dag. Ons moet probeer streef om soos Jesus Christus te wees. As jy in Johannes 3 sê,
sal lees, dan gaan jy sien dat ek meer soos Jesus wil wees, en minder van my. Meer van hom, minder van my. Nommer 7, sal sy liggaam respekteer as die tempel van die Heilige Gees. Dit het ek nou reeds ook aangeraak met punt 6. Dit gaan oor dat jy jou liggaam sal respekteer as mens. Dat jy nie enige iets aan jou liggaam gaan doen nie, want dit is 'n tempel van die Heilige Gees. En jy sal spreek in onuitspreeklike sigtinge, in tale. Nou op hierdie punt wil ek net noem, moenie dit verkeerd verstaan nie. Dit beteken nie, as jy nie in tale praat nie, dat jy nie die Heilige Gees in jou het nie. Dit is nie so nie. Die baie kinders van die Here het net 'n probleem om daai oorskakeling te kan maak om in tale te kan praat. Dis amper soos daar's 'n blokkasie. En die blokkasie moet net verwyder word. 'n Mens moet net begin besef en die vrymoedigheid het om dit te kan begin spreek, dan sal dit gebeur. So moet dit nooit verkeerd verstaan, as jy nie in tale praat nie, beteken nie jy het nie die Heilige Gees nie. Asseblief mense, julle moet dit besef. Om in tale te praat is goed en wel en alles, dit is fantasties. En dit is 'n hemelse taal wat jy met jou Vader praat. Dis jou gees wat met die Vader praat, en God weet wat jou gees sê. Jy weet nie eens wat jy sê nie. Maar dit is regtig 'n opbouende ding. Maar dit beteken nie, as jy nog nie in tale praat nie, let op wat ek sê, nog nie, dan beteken dit nie dat jy nie die Heilige Gees in jou het as jy nie in tale praat nie. Dis maar net, daar's ergens 'n blokkasie, iets wat jy nie lekker verstaan of iets nie, dat jy nog nie regtig oopgemaak het dat dit kan uitkom nie. Die fontein is binne in jou, dit moet net oopgemaak word sodat dit kan uitkom. Ek hoop ek het dit nou duidelik gemaak. Dan gaan ons kyk na 'n paar versies om mee af te sluit. En as ons gaan kyk na Johannes 1 vers 4 en 5. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. 2 Korintiërs 4 vers 6. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet wees. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Dit is, hierdie 2 versies is vir my so mooi. In hom was lewe. Hier sê hy vir ons, want God het gesê dat daar moet uit duisternis lig moet skyn. Jesus Christus, die dag wanneer jy hom aanvaar het, dan besef jy net dat jy hom nodig het, dat jy 'n sondaar is en dat jy jou hart vir hom wil gee. En dat daai lig het opgegaan en jy het besef dat jy 'n verlosser en 'n saligmaker nodig het. En dat dit is so belangrik om dit net te besef. En wanneer jy die Here aangeneem het, stuur hy sy Heilige Gees na ons toe. En in Handelinge 26 vers 18, om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sonde en 'n erfdeel onder die heiliges kan ontvang. Okay. Hier praat Paulus net en hy sê dat die mense se oë gaan oop as jy, want ons almal was in duisternis. En die Here het ingekom en lig gemaak. En ons het onsself bekeer. En ons het van die mag van Satan na God toe gegaan.
Jesus het die kettinge van die wêreld van Satan van ons losgebreek dat hy ons vergewe van ons sondes, sodat ons deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die heiliges kan ontvang, sodat ons die ewige lewe kan beerwe saam met die heiliges. So hier sal 'n mens sien dat die Satan word verwys na duisternis. Jy sal dit baie plekke in die Bybel sien dat as God partymal praat van duisternis, dan verwys hy partymal na Satan homself, dat na ongeregtigheid, sonde, is alles duisternis. En dan God wat die lig is, Jesus wat die lig is, die Heilige Gees wat die olie is, sodat ons 'n lig kan wees. Soos wat ek reeds verduidelik het in een van my vorige video's. En dan wil ek afsluit en Psalm 51 vers 13 net mee afsluit. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Mense, hierdie versie sê vir ons so duidelik dat die psalmdigter hier geskryf het, verwerp nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. En ons moet net besef hoe belangrik die Heilige Gees is. Die Heilige Gees is hierso. Jesus is aan die regterhand van God, God die Vader, in die troon. En dat Jesus is ons hoëpriester, hy tree vir ons in die hemel. So, wie's by ons? Die Heilige Gees. En die vraag wat ek baie mense vra is, hoe gereeld, as jy bid, praat jy met die Heilige Gees? Dis iets wat vir my, 'n lig wat by my opgegaan het, en ek kan u bewaarborg dat die geestelike groei wat ek ervaar het deur hierdie openbaring was fenomenaal, dat ek net besef het dat ek meer met die Heilige Gees moet praat. Ek moet die Heilige Gees verwelkom en al daai dinge. So laat ons almal, soos die psalmdigter sê, neem u Heilige Gees nie van my weg nie, dat ons nie sonder hom kan gaan nie. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader, dankie Jesus Christus, dankie o Heilige Gees. Dankie dat u vir ons gesterf het op die kruis. Dankie Here dat u seun vir ons gestuur het en dat hy vir ons kom leer het en vir ons kom sê dat ons u woord het. En dankie Vader en dankie Jesus dat u die Heilige Gees vir ons gegee het om ons te vul en ons te leer in alles. Dat ons niemand anders te nodig het om ons werklik waar te leer nie. Dat die Heilige Gees hierso is om ons te kan onderrig en ons in alles te leer en ons te kan oortuig van enige duisternis wat binne in ons nog skuil. Here, ek vra dat die Heilige Gees sal kom in elke weefsel van my liggaam en wie ook al die video kyk, Here, dat u Gees sal kom in ons weefsels, in ons liggame sal vul en dat ons in u wonderlike wil kan wandel, Here. Dat ons u woord sal bestudeer en bepeins, dat ons sal lief word vir gebed en vir u woord, Here. Ons loof u en ons prys u en ons sê dankie dat u die Heilige Gees vir ons gegee het en ons besef hoe belangrik en kosbaar die Heilige Gees is. Amen. Dankie mense vir hierdie voorreg om vir hierdie video te maak. As u nog nie aangesluit het nie, sluit aan. Daar's nog heelwat videoetjies wat ek nog gaan post. Daar's ook korter videoetjies wat ek nou begin maak het om elke week wat ek sal uitstuur. Is 'n weeklikse gedagte wat die Here vir my gee uit die woord uit. En ek bid vir elke persoon wat hierdie video's kyk dat u werklik ryklik geseën sal word. Baie dankie.